Hier in Johannes 14 het Jesus hierdie besondere gedeelte waar hy wys dat hy gelyk is met die Vader en met die Trooster. Julle het dalk al gehoor dat mense sê Jesus het self nooit bely dat hy Christus is nie of dat hy God is nie. En daardie claim wat gemaak word verras my altyd so 'n bietjie, want daar's soveel gedeeltes waar Jesus homself gelykstel aan God, en inteendeel, dis een van die redes hoekom die Fariseërs hom wil doodmaak, is juis omdat hy homself gelykstel aan God. En een van daardie gedeeltes wat so duidelik na vore kom is as hy in gesprek is met sy disippels hier in Johannes 14, en hy dan vir hulle sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom van die Vader behalwe deur my nie. Dis nogal 'n groot claim om te maak. Dan sê hy, glo julle nie dat ek en die Vader een is nie, en dat die Vader in my is nie? En dan gaan hy selfs verder en hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te wees tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Jy sien hier duidelik, en dis ons lusmakertjie vir hierdie week, hier duidelik kom Jesus en hy sê, ek is nie net God nie, ek is een met die Vader, en daar is nog 'n gedeelte, daar's nog 'n persoon in die drie-eenheid, en dis die Heilige Gees, die Trooster, wat julle verwag en met julle sal wees. So as ek weggaan, gaan ek nog steeds met julle kan wees. En ek dink, in hierdie tyd van Kerstyd, is dit vir ons 'n enorme troos. Nie net om te weet, dat Jesus gebore is in Bethlehem, as die kind wat ons laasweek gesien het en oor gepraat het nie, maar meer as dit, hy en die Vader is een. Hy en die Gees is een. En hulle is saam die drie-eenheid. So in hierdie week gaan ons regtig fokus daarop om te sien in hierdie Kerstyd dat Jesus soveel meer is. Dat hy en die Vader een is. En dat hy en die Gees op die einde van die dag wat die wêreld nie kan ontvang nie, ook een is. En dan ten diepste lê daardie stuk troos vir jou en my. Om te weet Jesus en die Gees wat ons vertroos, wat in ons werk en deur ons werk en in ons woon, is een met die Vader. Mag julle hierdie week se boodskap ter harte neem. Kom gerus, ek sien julle Sondag. Deel hierdie boodskap met julle vriende, sodat hulle ook in hierdie troos, in hierdie heerlikheid, in hierdie opgewondenheid kan deel. Sien julle Sondag.